Goeienaand, hier op die Sondagaand. By my is dit 22 grade Celsius, 87% humiditeit en die weerprofeet reken niks reën nie. Maar nee, ja, dis sy saak. Dankie vir almal wat verwelkoming stuur op die flight, wat naand sê en so. Ek waardeer elkeen van julle. Vanaand gaan 'n redelike kontroversiële flight wees en ek verwag daar gaan baie mense wees wat moedig gaan wees en ja, daar gaan mense wees wat natuurlik weer die kanaal gaan verlaat en al sulke dinge, want hulle wil nie hierdie goed hoor nie. En dit lê nie lekker op die ore nie. Maar die malligheid en kak wat ek hierdie laaste paar dae gesien het, sê ek vir julle vanaand, sonder 'n moment van twyfel. Die Satan is los hoor, en hy is in kontrol van basically alles. God se vegters is klein kommandootjies. En die Satan het magte, groot magte. En een van sy groot magte, en hier kom die eerste bom, een van sy groot magte is die Amerikaanse administrasie. En die vet weet, dit is absoluut skokkend. Maar nou ja, dit het ek al baie keer gesê, en daaroor was ek al goed uitgeskel ook. Maar dit maak nie my saak nie. Ek kyk na, Jesus het gesê, toets die boom aan sy vrugte. En ek kyk na die vrugte, en ek kyk na die vrugte in Amerika, en ek sien vrotvrug. Ek sien terkvye wat aan vyebome groei. Ek sien granate wat aan druiweprele. Dinge is verkeerd. Dinge is nie reg nie. En dit maak nie saak hoe jy dit probeer rationaliseer nie, dis nie reg nie. En ons mense beter bloody goed verstaan. Ons is in die kak waarin ons is, omdat ons vir die Satan luister. Ons toelaat dat die Satan ons beïnvloed. Dit is waarom ons probleme het. Maar ja, dit wil die mense ook nie hoor nie. Kaptein sê, buckle up, strap up, dis wheels up, en sy gaan net hoog vlieg, baie sightseeing, kyk maar rond en geniet die flight. En die meisies is reg om seker te maak, julle geniet dit, en dat almal veilig is. Nou ja, dit is seker duidelik vir julle dat ek is in 'n moeilike by. Maar ja, ek sien dinge en ek kan nie verstaan dat regdenkende mense wat ek gedink het regdenkend is, nie kan insien wat is aan die gang nie. Dit is sterend. Ek wil vir julle iets sê, reg hier in die begin, wil ek vir julle net so 'n bietjie feit met julle deel. Ek gaan dit nie op die skerm sit nie, ek gaan dit net bespreek. Jy moet mooi luister wat ek vir jou gaan sê. Vir ons as boere was een van die mees bekende momente waarin God sy hand oor ons gehou het, was Bloedrivier gewees. Nou, ek het al baie gesê, by God tel nommers nie. Nou as jy kyk na die nommers by Bloedrivier, 464 boere, 30.000 Zulus. Dis groot oormag daai. Maar ons almal weet wat die uiteinde was. Nou, hier word baie in Suid-Afrika vir my gesê, ja, ek verdeel die mense. Ek is 'n verdeler. Hulle sê dit, omdat ek boer praat en Afrikaner praat. En 'n onderskeid het tussen die boer en Afrikaner. Nou waar ek uitgeskel het, ek is 'n verdeler. Ok, ek worry nie, dis jou probleem as jy dit sê. Maar ek wil net vir die boertribe sê, want die boertribe raak natuurlik bekommerd en angstig. As hulle na die nommers kyk, dan lyk die nommers nie lekker nie. En vir 'n regdenkende mens lyk die nommers heeltemal buite verband. Maar kom ek bring vanaand vir julle ietsie net in perspektief oor die nommers. Niemand kan betwis wat by Bloedrivier gebeur het nie. Niemand nie.
En dit was 464 man. Nou kom ons ekstrapoleer bietjie. As ons 4640 man het, dan kon die oormag maar 300.000 gewees het. Dink oor dit. As ons 46.400 man was, dan kon die oormag maar 3 miljoen gewees het en hulle sou steeds verloor het. As ons 464.000 man is, kan die oormag, die aanvalsmag, 30 miljoen wees. 30 miljoen. Dink oor dit. En hulle sal weer verloor. Gebaseer op wat by Bloedrivier gebeur het. So, hou daai nommer in gedagte. 464.000. Nou ek hoop dit beteken iets vir jou. Daardie nommer. 464.000 vir 30 miljoen. God het dit bewys by Bloedrivier. Hy het vir ons gewone mense tasbaar, sigbaar gewys hoe magtig is hy. Ek het al male sonder tal gesê, by God tel nommers nie. Nommers tel nie by God nie. Dawid het alleen uitgestap, man. So, ek sê vir jou boer vanaand, luister baie mooi wat ek vir jou sê. Moenie jou kwel oor die nommers nie. Moenie. Maar ek het vir julle gesê, al in Oktober 2024, don't engage. Dis nie ons fight nie. As ek op die sosiale media kyk en ek sien hoe die rasisme vlamme opgeblaas word en die haat opgeblaas word, die fucking goed, hulle probeer mekaar opsweep om ons uit te vee. Hulle is in vir 'n helse surprise, dit kan ek sê. En ek sê dit, dan verwys ek sommer na Bloedrivier. Nou, hoekom is ek op hierdie wicked waard nou? Daar is een groot voorvereiste. Jy, boer, jou hand in die hand van God, die skepper van die hemel en die aarde. Jou tempel gevul met sy Heilige Gees. Dit is ononderhandelbaar. Dis ononderhandelbaar. Nou goed, nou het ek dit gesê. Nou gaan ek vir die volgende ding sê. Enige ding, luister baie goed, enige ding, wat op enige wyse, enigsins, tussen jou en die skepper kan staan, moet jy van jou af wegwerp. Jy moet wegkom van dit af. Jy kan nie daarmee geassosieer wees nie. As jy dit doen, het jy 'n probleem. Dan is jou hand nie meer in die hand van God nie. En ek wil sien hoe ver gaan jy kom in hierdie omstandighede waarin jy man alleen, groot bek so stap soos jy wil wees. Ek het al baie oor die donker ster gepraat. En net vir die wat nie mooi verstaan nie. As ek praat van die donker ster, praat ek van daai ster wat aan julle verkoop word, as die ster van Dawid, wat oral op vlae rondhang, wit vlae met daai blou ster op. Dis die donker ster. Daai is glad nie die ster van Dawid nie, man. Hoever daai storie vir jou vertel, praat ek om strom. Maar okay, as ek ongelukkig 'n klomp goedgelowig is, wat dit glo. God het ons die boer tribe hier op die Suiderland geplant met 'n doel. En die doel was, deel van daardie doel is, ons moet die lig uitdra, sy lig uitdra. En van die begin af, het hulle die kerke ingebring, om vir jou te dikteer, hoe jy daai lig uit moet dra. In elk geval, ek gaan nie op dit dwaal. Feit van die saak bly, ons is 'n klein minderheid. 'n klein minderheid, maar ons moet nie vrees nie. God het vir ons by Bloedrivier gewys, jy hoef nie te vrees nie. By menigte slagte, parakraal, by julle ongekende oormagte. Hulle het nie gemaak nie. Maar die voorvereiste is en bly jou hand in die hand van die Skepper. Dan is hier 'n land wat 'n helse klomp boere op 'n moerse dwaal sit. En ek gaan hom vir julle op die skerm sit, dat julle kan sien van wie praat ek. Julle weet ek praat van die toutjies oudjies. Hierdie man het 'n verskriklike klomp boere op 'n dwaal gevat, 'n helse dwaal. Daar staan hy, Torah in die hand, donker ster handboek. Daar staan hy, tou om die beld, donker ster, ter lantuintjies daai. Nou,
Wat belangrik is, jy wat vir my luister boer, jy moet verstaan, as jy jouself op enige manier, aan daai donker ster koppel, en sy trawante en sy bendes, het jy 'n moerse probleem. Skreeu op my, vloek op my, skel op my, whatever jy wil doen. Jy kan net nie meer sê jy het nie geweet nie. Julle is gebrainwash om aan daai goed te hang. En een van die groot probleme wat baie mense het, baie boere het, as ek sê, step weg van daai donker ster af, dan vind hulle in die posisie dat hulle met daai koppeling met Abraham en Jakob en Adam en al daai moet gebreek word. En dan raak dit vir hulle 'n moeilike ding, want dan beskou hulle self. Hulle het hulle self nou afgesny van die mensdom af. Ek het dit al vele keer vir jou gesê, jy is nie ankerloos nie hoor. Gaan lees Genesis 1 vers 26 tot 28 en vra vir die Heilige Gees om dit vir jou te openbaar. Dan sal jy vrede in jou hart kry, want onthou daai hele donker sters verhaal, dogmatiese verhaal, word daarop gebaseer dat Adam was die eerste mens en alles wat daar op hierdie aarde in mensgewaad is, kom uit van hom af. Wat totale loutere nonsens is. Die heel eerste plek waar daai teorie so groot gat ingeblaas word, is toe Kain sê, maar die mense gaan my doodmaak as ek hier gee pad. Dis die eerste plek. Wat die mense praat hy? Sekerlik nie van sy boeties en sissies nie hoor. Tweedens, hy skaars haar waar hy tuin, toe kry hy 'n vrou, wat van waar af kom. Van waar af kom daar die vrou? Gaan lees Genesis 1 vers 26 tot 28, dan weet jy waar kom hy vrou vandaan. En nog erger, toe begin hy 'n stad, en hy stad word bevolk. Weereens, beslis nie met sy boeties en sissies nie man. Kyk in Genesis 1 vers 26 tot 28, dan weet jy waar kom daai mense vandaan. Sien nou daai goedjies, net dit wat ek nou vir jou gesê het, oordentlik oordink, en vrede in jou binneste kry oor dit, rustigheid kry oor jou, dan is jy dadelik veilig, en jy's nie nou skielik ankerloos nie. En dit is belangrik, dat jy dit verstaan. Want daai vasmaak aan daai Adamstreep is presies waarmee jy dis die ketting waarmee jy gebind word. Dis die ketting waarmee jy gebind word. Ek was 70 jaar oud man, toe 'n goeie mentor van my weer wys na Genesis 1 vers 26 en 28 en ek lees dit terwyl ek met hom op die telefoon is. En toe ek dit so deurlees, sê ek, my fok ja, hulle het oor dit ook gelieg. Ek is nie uit daai streep uit nie, gaan wonder ek het 'n kak in hulle wat ek nie kan beskryf nie. Toe lag hy net, sê ek is verbaas. As mense wat ek al 30 jaar hierdie probeer verduidelik, jy snap dit in minder as 'n minuut. So ek sê vir julle vandag, enige koppeling met enige aspek van daai donker ster is 'n major probleem. Hy staan tussen jou en die Skepper. En een van die goed wat hulle jou laat verstaan, is jy met die hele tyd dinge doen en rituele uitvoer en om in die goeie boekies van whatever hulle as 'n God sien, moet te wees, waar die realiteit is, die Skepper van die hemel en aarde, is binne in jou, hy's binne in jou. Toe jy daai eerste asemteug gevat het, het hy ingekom in jou. Dis sy asem wat jou lewe gegee. So, hy's binne in jou. Hulle wil jou baie duidelik laat verstaan, hy's buite. En dan kom hulle met al hierdie volksvreemde name wat hulle gee. Ek engage nie eers in daai argumente nie. Ek verwerp dit se muur. Want in Openbaring sê God self, niemand ken my naam nie. Maar hierdie bliksems, hulle maak hulle self special. Hulle het 'n special hotline. Hulle kry boodskapies en messages en texts en wat weet wat hulle hom allerhande name gee. Een van die name is deur hoeveel geskiedenisgeskrifte wat wys, dis een of ander derde, vierde rangse God wat een of ander groep aanbid het.
maar hulle wil vir jou, boer, wat vir my luister, hulle wil vir jou vertel, as jy nie daai naam gebruik nie, is jy in jou moerin. My fok, as jy daai naam gebruik, is jy juis in jou moerin. Maar nou ja, nog een waaroor gil en geskree en gevloek op my kan word, ek worry nie. Dis soos dit is. Feit van die saak bly, as jy nie verstaan hoe gevaarlik daai donker ster is nie, het jy 'n probleem, 'n helse probleem. En as ek van die donker ster praat, praat ek van hom in al sy aspekte en fasette, hoor. Alles. Ek gaan nie die details vir julle vertel nie. Maar Pink Frikkie het my en my broer in die 80 in 'n fucking ding ingekry, waar ons die budgies aangevat het op 'n produk waarmee hulle die boere fucking gelooi het. En Pink Frikkie sê toe vir my broer, okay, ons kan vir julle die rou materiaal kry teen hierdie prys. As julle dit kan verwerk, gaan dit die boere geweldig help. Daarby het hulle bedoel die landbouers. Ja, en ons luister en kry die details en alles. Sit al die goeders mooi in die loop. En deur ek glo voorsienigheid kry ons 'n baie goeie fabriek teen 'n helse goeie prys in die hande, wat op die einde sou beteken het dat ons landbouers sou 'n derde betaal het vir 'n produk wat hulle nie sonder kan nie. En toe vind die fucking budgies uit, wat is ons besig om te doen? En toe, ek het nou, 'n paar maande terug, het 'n man my gekontak en my gesê, Colleen, ek was daai dag in EW se kantoor, toe daai budgie daar ingeloop het. En hom gesê, ons gaan daai boere opfok en jy bly daar uit. En toe stap hulle uit. Wat met my en my broer gedoen is opgeteken. Die fok weet, die minister van Justisie, ek het al die ouens geken, man, hulle het niks, nie 'n vinger geloop. Die korrupsie, die kriminaliteit, waarmee ons geslag is, was skokkend. Ons min ouens wat dit regtig sal fokum sou oorleef, dink ek, jy weet, maar in elk geval, sonder dat ek 'n tikkie sou kry van die bliksems wat my opgesit het vir dit. Vandag weet ek, daai klomp kak was ook budgies. Vandag weet ek, hulle is donkerster volgelinge gewees. So as jy vir my luister, moet jy baie goed verstaan, ek sit nie hier in gorrel 'n klomp kak nie, ek praat uit helse harde ondervinding. En ek sê weer 'n keer, hierdie donker ster bly donders ver van hom af. Enige iets waarby dit gekoppel en geconnect kan wees, bly weg van dit af. Herman sou my vanaand bygestaan het, maar hy het helse connectivity probleme en ek het vir hom ook gesê, ek wil graag hê hy moet net op die agtergrond in bystand wees, want ek gaan goed kwyt raak vanaand, waaruit ek hom nie persoonlik wil by betrokke sien nie. En veral nie nog 'n skerm deel met my terwyl ek hierdie goed sê nie, ek sal dit solo doen, want ek moet dit doen, iemand moet dit doen, en niemand het die bloody guts om dit te doen nie, want almal het fucking agendas, almal het fucking borge, almal het meesters, almal het puppet masters, almal se toutjies word getrek, almal kry hulle tekste vooruit wat hulle moet sê. Ek sal dit nie doen nie. Die hand wat God oor my gehou het in hierdie laaste jaar was weer eens 'n skrikwekkende missie gewees. Maar ek het dit in volle vertroue gestap, geweet daar is 'n doel agter. En dis hoekom ek doen wat ek doen. Maar my opdrag in April 2022 was hard en duidelik. Praat nou. Ek het nie altyd geweet waaroor ek moet praat nie. Maar ek kan vir julle vandag sê, by herhaling, meer talle as wat ek eers kan onthou, as ek hier die go live button druk, dan ewe skielik, dan begin ek praat en na die tyd, dan weet ek nie wat het ek gesê nie. Dan kry ek mense wat vir my aanhalings maak uit die goed uit, dan moet ek daai shows gaan kyk. Dan kan ek nie glo ek het dit gesê nie. Weet nie waar kom dit vandaan nie. Eintlik ek weet waar kom dit vandaan, want ek is maar net 'n conduit. Ek is hier om te doen wat ek moet doen. En ek sê net vir julle, enige vorm van daai donkerste, enige aspek, enige iets. As jy
'n bicycle het wat gemaak is deur 'n donker ster organisasie, bliksem die ding weg. As jy waarde aan jou lewe en jou geestes welvaart bly weg. Kyk waarmee kom hulle weg. Moord en doodslag. En Tucker Carlson se onderhoud met Huckabee, hy is veronderstel om die ambassadeur van Amerika te wees. Hy is die fucking ambassadeur van die budgies en die donker ster. Luister na die kak wat hy kwytraak. Dan sit ek en dink ek by myself, goeie genade. Hoe is dit moontlik dat regdenkende Amerikaners daai kak aanvaar? En dan kyk ek na die administrasie en dan sien ek, ja, nee, almal fucking donker ster aanbidders. Almal. Maar ja, kom ons kry koffie. Lekker koffie. Variety. Julle weet wat ek bedoel. Vra maar net. Praas vry. En dan heerlike soetigheid. Dis mos 'n Sondag aand vlei. Dat ek net kyk wat gaan aan in die chat. Dat ek nou nie dinge mis hier nie. Nou ek gaan vir julle sê, ek het nou nie vanaand 'n shotgun rider aan boord nie. So as ek skielik moet beweeg, sal ek 'n video aan die loop sit en dan moet julle maar duim vashou. In elk geval, net kyk. BC Dude sê Trump is 'n kaal keiser. Almal weet nou hy is deel van die balaanbidder. Hy bloei support nou. Ja, in elk geval. Zak Kok. Dankie vir hy superchat. Hy sê vrotvrugte of nie. 300,000 cases. Maal met 3 per gesin. Het sy aanbod aanvaar. Die wat bly gaan bloed tap. Dink maar net. Nee, is reg. Zak Kok. Papa gaan nêrens nie. Papa bly net hier. Ja, Skalk Mouton. Jy weet, ons sien net die goed wat mense bloot lê. Wat is nie alles nog daarin nie? Jesse man, die ergste is hoe die kinders geslag en geslotter en abuse word. Nee, ek sê vir julle. Wie jy Delport sê, ek stem volkome met jou saam. Ek is 'n realist. Ek sal bly wees as daar meer as 100,000 opregte boere in Suid-Afrika is. As 100,000 boere jou hoor en doen soos jy sê, is ons oorwinnaars in Christus. Ek stem met jou saam. Ek is deel van 'n groep wat deur oorlede Frans Jooste gestig is. Ek en Frans het verskille gehad oor sekere dinge, maar oor die basics het ons saamgestem. En daar was op 'n stadium een van hierdie ekstremiste wat my fisies ernstig bedreig het en ek deel dit toe met Frans. Toe sê Frans vir my, ek ken hy ou, los hom vir my. En 'n dag later toe kom hy net weer terug sê, hy man sê jou nie weer pla nie hoor. En 'n dag daarna toe kom daai ou terug en vra hom verskoning. In elk geval. So ek en Frans het ons verhouding gehad. Ek was verskriklik ontstel toe Frans dood is. Wat my die meeste die bliksem in het, is al hierdie fucking groot bekke, almal van hulle. Niemand het die government gechallenge oor hoekom Frans dood is en hoe hy dood is nie. Niemand nie. Boer Media het Frans se begrafnis beeld sending. Maar niemand het die ministers aangevat nie. Niemand het hulle baie op 'n skop nie. Maar as 'n klonkie ergens getrap word deur 'n boer omdat hy sy vrugte gesteel het, dan is dit 'n nasionale fok-op. Frans is dood in aanhouding en julle moet dit nooit vergeet nie. Ek bly dit sê, ek sê dit, ek is nie bang om te sê nie, hierdie fucking budgie propaganda kanale kan maar hulle dinge sê soos hulle wil terug, maar in elk geval. Ek gaan net vir jou een ding sê, Zak Kok, dankie vir hy superchat, hy sê as 1 miljoen toer, dan bly daar maar min oor. Ek sê vir jou, en ek maak nou sommer 'n grove willestelling hoor, en ek weet ek mag verkeerd wees, maar bewys my verkeerd. Die wat so vlug, hierdie laat spatters, is Afrikaners. Nee, joggie, ek gaan nie die produk noem nie, want dan gee ek 'n hele fucking storie weg. Die wat betrokke was, weet fucking goed. Ja, Zak Kok, jy sê ons moet dink aan al service delivery en al goed. 'n Boer is bekend daarvoor. 'n Boer maak 'n plan. Hier sien ons dit nou met hierdie fucking back and close. Ons sien dit duidelik. 'n Boer maak 'n plan. God het ons geskape na sy beeld met 'n doel.
dat ons sy vegter sal wees. En hy het ons al sy talente gegee. Want hy het gesê, ek maak julle na my beeld. Al sy talente gegee. Ons kan skep. As baie min ander wat kan skep hoor. Maar ons is omsingel deur fucking goed wat nie kan skep nie. Hulle kan verwoes, ja, maar hulle kan nie skep nie. Die boer kan skep. Ek kry uitstekende terugvoer van Anton af oor die goed wat die mense doen met daardie emulette en hy plan van hom met die belde en kettings. Ons sal volgende week sal ek met hom 'n onderhoud hou wat hy meer detail gee. En daar's baie ander ouens wat moet goed uitkom. Wat werk. Party van die goed is party van die resepte is vaag. Jy weet, daar's nie spesifieks nie en so. Maar Anton hulle is goed. Is wel deur dag wetenskaplik nagevors en bewys. En dan sê ek vir die wat vir my luister, vir watter rede ook al, hy slankpik gevat het. Ons weet daar kom groot kak vir die ouens wat hy ding gevat het. En daar is baie mense wat al die detoxpad geloop het. Jan het vanaand vir my bevestig. Sy vriend met die laboratorium het vir ons die detox kapsules maak in enkel kapsules. Wag nou nog net vir die laaste bloedtoets uitslaa om terug te kom. Dan sal dit 'n go wees. Dan kan ek van Briekmerk se kant af met 'n oop gemoed vir julle sê, okay, as jy die shot gevat het en jy wil jouself probeer skoon kry, easy way. Maar nou ja, luister wat sê Nigel Soder. I know this is going to upset some. Paul never told the Gentiles to be born again. He said we had to be regenerated. What does that mean? The seed in you germinate and bring forth the life. Presies. Ek het geen belang by hierdie rituele nie. Hy was 'n ou gewees wat 'n baie groot publieke platform het, wat op 'n stadium my hier gedruk en gedryf het en verduidelik, hy gaan my kom en hier deur 'n dam rak. Toe sê ek vir hom, luister, fokus jy op jou krokodilboerdery. Jy kom nie naby my nie en dan nog 'n fok druk jy my in 'n dam in, jy het nie my gehoor. Ek het dit nie nodig nie. Maar nou ja. Yes, Kobus, weet jy, dankie vir wat jy sê. Ek gaan dit met die skerm deel net vir die simpel eenvoudige rede. Jy sê dit. Ek gaan dit nie hardheid lees nie, julle kan dit self lees. Ek het gister vir 'n ou gesê, een van my groot mentors, Jan Diedericks wat nou dood is, mag hy gelukkig wees waar hy is. Die wit perd het hom kom haal. Op 'n aand, toe sê ek vir hom, Jan, ek dink ek moet maar hierdie boeraans van my afdraai en meer beskaaf. En op sy tipiese kalm manier, toe sê hy vir my, Colleen, jy moet nooit vergeet nie. God kies sy vegters na aanleiding van hulle talente. Jy was nie gekies vir die diplomatieke korps nie. Jy was gekies vir die street fight. Bly in die strate. Nou ja, toe sê ek net nie, okay, Jan, ek hoor wat jy sê, ek sal bly by wat ek kan doen. En hier is baie mense, as ek praat, dan kry hulle die bekkies trek soek pruilbekkies en dan onmiddellik het hulle 'n moerse kommentaar oor my taalgebruik en ek weet nie wat als nie. Ek wil vir jou kakkie hoor, jy's 'n Afrikaner dan. Dit is hoekom jy jou bekkie op 'n pruil kan trek oor my taalgebruik. Ek het dit al male sonder taal gesê. Die grootste fout wat jy kan maak is om 'n boer te probeer identifiseer en klassifiseer op taal. Dis 'n moerse fout as jy dit doen. Nou, Elaine Burger sê opregte boer maak nie die planne nie, hy het altyd 'n plan. Ja. Zak, hierdie system gaan crash teen 'n moerse tempo. Die magte wat aan die werk is om die system plat te trek is ongoddelik groot. Hierdie system gaan dit nie maak nie. Ek verstaan dit. Boerboel, dankie vir hy super chat. Hy sê, ek oorweeg dit om tydelik te fok of, want ek het kinders wat klein is. So moet die klomp met hulle koppe in die grond probeer help of my familie. 1 God, 2 familie, 3 res van die boere, my reels. Great, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Jy moet een ding baie goed verstaan, boerboel. Ek sal glad nie negatief praat van 'n ou
wat liewersters wyk nie. Die feit van die saak bly, ons is onder helsig druk, en soos jy dit daar baie duidelik stel, jy het kinders om aan te dink. Ek is by die genade, my kinders is groot en vol, as hulle wil laat spat, ek sal hulle nie keer nie, ek sal hulle glad nie keer nie. Elke man doen wat hy voel hy moet doen, maar ek staan vas waar ek is, met my hand in die hand van die Skepper, en ek weet, hy het my lewenspad lank al bepaal, sy wil sal geskied, en ek gaan dit nooit bevraagteken of betwyfel nie. Ek is net dankbaar vir elke asemteug wat ek kan neem, en dit is wat belangrik is. Ek is totaal afhanklik van God, totaal. So, dis hoe dit is, in elk geval. So kry my nog 'n koffiekie. Ja, Zak, ek hoor wat jy sê, dink mooi aan die wat agterbly, die feit van die bly, ek is een van die wat agterbly, hoor, maar in elk geval. Maar die tyd is nou 9:00, ek het gesê dat ek sal die chat oopmaak vir subscribers na 9:00, tot nou het ek dit gehou net vir members. Maar ek wil net vir julle ouens sê, jy weet baie goed, as jy geluister het tot nou, jy weet wat my posisie is, wat my standpunt is, moenie my tempteer nie, hoor. En dink jy kan my nou kom verander, met informasie wat jy het, wat donker ster gerig is en al die kak. Moet dit nie try nie, want ek gaan dit nie fucking verduur nie. Die feit van die saak bly net, daardie onderhoud met Mike Huckabee, doen jouself 'n favour en gaan luister na daai kak, en luister na die goed wat daai ding daar kwyt raak, hoor. En ek het vir julle die ander dag daai meme gewys, waar het gesê het, God's chosen people, promised in the book that they wrote. So, ek en Talita, gaan nog 'n paar gesprekke hê rondom die ding. Maar ek sê weer vanaand vir julle, wat 'n goeie mentor van my vir my gesê het, toe ek hom gevra het oor die autentikiteit van die Bybel en al die stories wat daar is, hierdie is verkeerd vertaal en daai is uitgelos en daai is ingelas. Ek gedog hy gaan my 'n groot teologiese antwoord gee. Kom hy net eenvoudig terug en hy sê vir my, Colleen, lees jou Bybel, geesgevuld, en die Heilige Gees sal jou by al die potholes verbylei. Toe sê ek, dankie. Daarom, ek het al veel gesê, mense stuur vir my honderde Bybelversies. Kyk ek so, lees en sê, okay. Ander, lees ek en dan sê, dan lees ek die hele hoofstuk, en lees die hoofstuk voor dit, okay. Nou ja, jy weet, so, maar dit is hoe ek lewe. Ek verwag nie jy moet so lewe nie, dit is hoe ek lewe, en dit is hoe ek. En, feit vir die saak bly. Zak, die Bybel sê vir jou, al val daar 1000 aan hierdie kant, en 10.000 aan daai kant, moet jy nie vrees nie. Hulle kan nie staande bly nie. Toe ek die bekommernis gehad het, baie dankie vir die superchat, toe ek die bekommernis gehad het hier, en dit was in Oktober 2024, was ek geweldig bekommerd oor die Boer Tribe. Toe kry ek die boodskap die oggend toe ek hier aanskakel en sit en wag. Die Boer Tribe sal okay wees. Toe dink ek, okay, yes, maar die nommers lyk lelik hoor. Die nommers lyk nie lekker nie. En net daarna, toe kry ek 'n WhatsApp vir 'n kanaalondersteuner. Hy wys my op 2 Kronieke 20. En daar in daai hoofstuk staan, God sal die vyand uitwis. En ek het begin om vir julle te sê, don't engage. Dis nie ons fight nie. Ek begin om vir julle te sê. So, Zak, ek hoor wat jy sê, maar ek is nie bekommerd nie. Right, ek sien hier kom die subscribers kom nou in. Ja, Dirk Jacobs, jy's reg. Ons voorgeslagte het nie kom plak nie, ons voorgeslagte het kom tem en kom bou. Dis wat dit is. Dirk weer sê, so ek neem aan jy het 'n probleem met Trump omdat hy weet nie wat is nie. Ek het 'n probleem met Trump omdat hy dinge doen vir hy donker ster aanbidders, sonder om te gee hoe dit sy mense affekteer. Jochie, asseblief, jy wil nou hier 'n ding aan die gang sit met Pieter. Hy het nou vir jou gesê, gaan kyk op die site en kry al jou goed daar. Ja, nee, Jobie Burger, ek steur my glad nie aan die nommers nie, hoor. Ek steur my glad nie aan die nommers.
Hy het my op 'n stadium verskriklik gedruk. Toe praat 'n ou met my en hy sê vir my, "Eers like," en hy sê gee vir my hy sê vir my, jy kan dit probeer en toe sê ek luister. My opdrag was praat nou. So ek is net die saaier. Ek is nie gekies om die plante groot te maak of te oes of wat nie. Ek is net die saaier. En dit doen ek. Maak nie saak wat die instrumente en platforms en tegnologie is wat teen my gebruik word nie. Die wat my boodskap moet hoor, sal dit hoor. My skepper is in charge van al hierdie goed in elk geval. So, ek steur my nie aan die nommers, want as ek my mos in die nommers steur, dan steur ek my mos in die wêreld. Dan voer ek mos nou nie my opdrag uit nie. In elk geval. Ja. Sien jy sou, daai is 'n jy weet, is 'n vraag vol potholes. Ek gaan nie daai vraag nie weer probeer antwoord nie. Ja, Jaco Smit, hy was een van die fokkers gewees wat saam met Frikkie my en my broer aangehits het om te doen wat ons toe nou begin doen het. En toe ek getrap word, was sy departement se amptenare gebruik om my oordentlik op te fok, hoor. Maar ek het hulle gefok en fight ouma. Tot in die appelhof. Nou ek sê nou vir julle, as die enige van julle is wat regs agtergrond het, sal verstaan wat ek jou sê. Jy moet vir jouself een ding probeer imagine. Ek staan in daai appelhof as 'n leek. 5 regters op die bank en hier aan die aanvalskant, ek noem hulle die fucking aanvalskant, sit daar 5 prokureurs, 5 junior advokate, 5 senior advokate. En hier aan hierdie kant staan die boerieman en sy broer sit langs. En toe ons klaar is, die appelhof is anders as nou gewoon, ons klaar is. Of course, uitspraak word voorbehou en die regter wat heel links gesit het, so blonnekop, ek het sy naam vergeet. Toe sê hy wil net 'n opmerking maak. Die appellant het hier gestaan in persoon as 'n leek en hy het hom baie goed van sy taak gekom. Toe hy dit sê, toe dog ek, ja nee, fok dit, julle gaan my braai, nou gooi jy vir my 'n sweet. In elk geval, die aand voor daai hofsaak, het 'n goeie vriend van my, wat op daai stadium ook 'n regter was, my gebel en praat hy met my. Toe sê hy vir my, jy kan nie hierdie saak wen nie. So ek, hoekom sê jy so? Toe sê hy, as jy hierdie saak wen, fok jy die ekonomie op. So ek, ja wel, fok dit, ek gaan nie net oorgee nie. Sê hy, nee, jy is reg. Gaan daarin en fight. En hy sê vir my, sy woorde presiese woorde was, go down with guns blazing. As hulle jou optel daar, het hulle jou op 'n hoop doppies optel. Yes, ek raak skoon, fucking emosioneel as ek in dit. Maar nee, julle weet nie die pad wat ek geloop het nie. Ek deel baie van my goed met julle, maar oh man, ek was 'n paar keer in my lewe, letterlik, toe hel en back. Toe hel, en kom ek terug. En ek bly terugkom. En ek sê vir julle vanaand weer, hierdie fucking donker ster, in al sy fasette, bly fucking weg. As jy betrokke is by mense wat daardie ster ondersteun, kom weg. Moenie engage nie, draai net om en stap weg. Stap net weg, want jy is besig om met die Satan se chommies te speel, hoor. Boerboel, ek het vir julle vertel van Moerlampoer, ek het vir julle vertel van Salus. Daar is mense wat daai goed doen. Ek het met 'n boer gepraat wat 'n situasie, hy het 2 plase gekoop en dus op die een plaas 'n vervalle vakansieoord, het die vakansieoord toegekamp, afgesny van sy plaas af met 'n ordentlike heining en hy huisves 'n groep mense daar. Hulle is almal selfversorgend. Hy sorg nie vir hulle nie. Hulle is almal selfversorgend, hulle doen hulle dinge. Hulle het die ruimte en kapasiteit om te doen. Maar soos hy vir my sê, hy my klein, dis ek en my vrou en ek het 3 kinders op hierdie plaas. Maar in daardie is al 65 mense. So, ons is nie meer alleen nie. Ons is nou 70, oor die 70 mense. En dit is wat julle moet na kyk. Dit is wat julle moet doen. Ek het dit al honderde kere gesê. Nie 100 keer, maar baie gesê.
Die boer is geneties deur God gemaak om nie 'n trop dier te wees nie, vir sy beskerming. Die boer is soos 'n nyala, klein groepies, nie soos trop zebras of blou beeste of springbokke of rooibokke. Die Anglo-Boereoorlog het bewys, die Britte het hulle bes getraai, hulle het ons plase afgebrand, hulle het ons vrouens en kinders gemoor in die konsentrasiekampe. Al daai goed gedoen. Hulle kon nie die boere uitgewis kry nie. Want die boere is die hele fucking plek vol in klein groepies. Struik en fok op en gee pad en weg. Voor daai Britte die stront uit hulle ooit gevee, dan lê hulle in 'n klomp bloeiende goed daar om hulle. Dit is die ding, dis soos God ons gemaak het. Dit is hoekom ek al hoeveel keer gesê het, in hemelsnaam stop hierdie gesoek na 'n leier. Stop! Wees jy die leier van jou gesin. En wees die leier wat jy graag wil wees. En wat jy graag wil hê vir 'n leier. Wees dit. Die dag is die ramshoring blaas. God ken ons, hy weet ons is mense, hy weet hoe werk ons koppies. Daai ramshoring blaas, sal hy 'n man daar saam, en ons sal hom herken, en ons sal weet, daar is hy. So hou op, hierdie jag op die leier. En dan my volgende punt, is hierdie kwessie van die Afrikaners. Ek het my begewe in 'n gesprek, ek het geengage, teen my sin, maar 'n ou het my moer geruk, praat hy weer van Afrikaner en in akkies agter sit hy boer. Dis wat hy is. Toe ek dit sien, toe kook my fucking bloed toe. Nou, julle weet dit goed, ek voel 'n fok vir jou titel so. Jou titels of range of whatever beïndruk my glad nie. En ek laat my ook nie deur daai kak intimideer nie. Maar toe gryp ek daai man oordentlik aan die fucking strot oor en vertel hom baie mooi wat ek van sy kak dink. Jy is of 'n boer, of jy's 'n Afrikaner. Die boer is gebind aan hierdie grond met sy bloed. Die Afrikaner is 'n sintetiese konstrukt wat deur elite aan mekaar gesit is vir stemme en krag. En hulle het net een ding waarop hulle fucking staan, en dis die taal. Ek kyk na hierdie belaglike fucking gesprek wat Johan Allers gehad het met Willem Petsa. Die kanaal se naam is alles in Afrikaans. Die hele fucking onderhoud is in Engels. Dog ek. Ja nee. Jokes is everywhere, jy moet net jou oë oop hou, jy hulle sien. Maar hy is Afrikaners, nie boere nie. 'n Boer is 'n ander ding. Maar ek sê vir julle vanaand, die feit dat daar soveel aggressie teen ons losgemaak word wat die boersaak propageer, moet jou nie verbaas nie hoor. Die Afrikaners is net so bang vir die boer as wat die vloerplanke vir die boer. Moenie dit vergeet nie. En daai Afrikaner, hulle hoor die magtige dreuning. En hulle fucking weet wat beteken dit. Vir amper 100 jaar is ons kultuuridentiteit gemoor. Nou ja. GTA 450 sê, Amerikaanse Reaper drone naby Iran afgeskiet. Ja, ek meen die Houthis het 8 of 9 van die goed fucking afgeskiet. Ja, en hy sê, ons mense moet vir mekaar omgee. Ek sê met jou saam hoor. Nee, jy's reg, Chris Erasmus, by God tel die nommers nie hoor. Ja, Thys Maree sê hier iets wat julle regtig van kennis moet neem. Hy sê vir die laatspatters, waarheen? Die wraak van God kom oor die hele aarde. Hier ken jy ten minste die vyand. En jy het vriende, ek bly net hier. Doen wat Colleen sê, ken jou skepper. Dis wat ek vir julle sê, manne. Ja, jy's reg, Dorena, die lig word op hierdie sataniste gesê. Wat vir my fucking verstommend is die lengtes waartoe die mense gaan om die bliksems te protect. Jesem, wat se kak is dit? Hoe kan jy dit regverdig? Hoe? Dan sien ek 'n artikel, ek wou nog veel nog nuus gewys het, ek wil daai sommer môre aan daai goed maar wys. Hy Witkoff, onderhandelaar van Trump, maak hy 'n fucking sotlike stelling. Hy sê die onderhandeling gaan oor die kernwapens. En die Iranese sê hulle wil nie 'n kernwapen hê nie. Dan sê hy, hoekom het hulle al lankal dit gesê nie? Dink ek jou dom fucking klont. Onder watter klip het jy gebly? Die Iranese sê dit al hoeveel lank. Daar is 'n fatwa uitgereik.
wat sê hulle sal nie 'n kernwapen bou nie, hulle mag nie 'n kernwapen bou. En hierdie ongeletterde Joyner het met sy bek oor daai fatwa gerek ook. Hy weet nie fucking wat gaan aan nie, man. In elk geval. Tog ek net, hulle sê dit al hoe lank. Die IAEA het bevestig hulle bou nie 'n wapen nie. Voor daai bommery in Junie maand laas jaar. Voor daai fucking bommery. Het Tulsi Gabbard vir Trump gesê, volgens al die inligting wat al die intelligence operators het, was geen bewys dat die Iraniese 'n kernwapen bou nie. Putin het gesê, man, as julle dan nou so fucking grillerig oor die kak raak, sal ons die Iraniese se verrekte materiaal by ons hou en vir hulle net gee wat hulle nodig het vir siviele ontwikkeling. Maar Trump is in die greep van daai satanistiese donker ster hoor. En hy gaan doen. Ek meen kyk, Huckabee kom sy kak uit. Ja, God het daai hele Midde-Ooste aan die budgies beloof, hulle kan dit bevat. Hy sal nie 'n probleem hê, hy sal dit vat. What the fuck? Ag, fuck. Joyner. Dit was 'n tweestryd ding gewees, 'n tweestryd. Hulle het net soveel geskor by ons, man. My fuck. As dit nie vir ons was nie, was hulle met daai 7 dae al, wat is die 7 dae oorlog? Was hulle uitgewis. Hulle het hier gekom met 'n groot spoed en kom swart by PW om hulle te help. Jy weet nie van dat eers nie. Maar ek gaan nie met jou fucking communicate nie, jy weet te fucking my. Maar nou ja, feit van die saak bly. Op die einde van die dag moet jy enigiets wat in daai donker ster gekom is dodelik vir jou. Dodelik vir jou. Omdat dit 'n skans is tussen jou en die Skepper. Dit moet julle nie vergeet nie. Ja, nee Borbel, ek verstaan wat jy sê hoor. Ek is nou net, ek net kyk, en ek raak so ver agter met die chat en ek is bang. Okay, daar is ek nou op data. Nou gaan julle my vir 'n oomblik moet verskoon asseblief. Ek gaan vir julle hierdie video speel. Luister maar mooi wat hierdie man sê. Her name is Dr. Arlene Taylor. If you want to write that name down in the back of your bulletin, take a look at her website. She's a brain specialist. She works with the brain surgeons and the neurosurgeons and the brain specialists, but she's especially been involved with neurosurgeons that they're not even Christian. They don't believe in God. And they've discovered something very unique. Jeannie actually went and heard her, did a powerful research about the brain, and I've gone to her website, communicated with her. She reports about these non-believer brain surgeons and specialists who are now doing laboratory experiments on, are you ready for this? Prayer. Now, I took chaplaincy at Loma Linda and so forth, and I know that the hospital doctors and surgeons, they're always happier when a bishop or a priest or a minister or a person will come in and have prayer with the patient before surgery. They couldn't understand it, they don't understand it, but they know that prayer makes things go better for the patient and the family. But how do you prove that in a laboratory? Because science in medicine is all based on testing and laboratory. You know, you've got certain drugs, you take some of the real thing and the others are placebo, right? And then they decide which ones to put on the market. How do you test prayer in a laboratory? You know, Ellen White says something about this. She says that when we pray, the brain emits electrical impulses. Now, I personally believe that God has a great big cosmic computer and he can, that big screen, he can catch those prayers and he can also communicate with me that way. But scientists now, Dr. Taylor says this, in blind studies, they have put these electrodes on your head so that when you pray for someone who's in intensive care in the Orlando hospital, maybe they're even semi-conscious, they don't even know. They don't know about this and you don't know. But when you pray a prayer for anyone, the instant you pray, something happens in the brain of that person you're praying for. That's scientific evidence now that they don't even want to go there because they don't understand this. It's something spooky, it's something mysterious. But there's power in prayer. And we're not praying anymore. Listen to this, I am not finished yet. Dr. Taylor has also discovered something else very significant. And that has to do with reading something spiritual, devotional.
These brain specialists, and again, there's not Christian, they have no orientation with biblical, and they don't understand this. It's spooky. But they have discovered, you're not ready for this. And especially different kinds of prayer that are praise and so forth. They can actually change the brain cells, and that does amazing things. But reading something devotional or spiritual for just 12 minutes out loud every day, are you ready for this? Can actually reverse dementia and possibly impact Alzheimer's. This is science now, and they don't understand this. You're not ready. Even the specialists, the pollsters say you're 14th on the list reading God's Word. If we're going to do one thing from this camp meeting, let's get back to being people of the book. And let's get back to praying. Ja. Daar het julle. Daarom sê ek weer, boere, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Hy wat vir ons is in charge van alles. Die nommer stel nie. In elk geval. Dankie dat julle my nou vir 'n oomblik verskoon het. Nou voel ek weer sommer beter. Ek het sien of ek nie iets gemis het hier nie. Ja, wie kon ek het al gesê, hy moet maar sy papiere gaan teruggee, jy weet hy, ek weet nie. Ja, kyk. Kom ek sê vir julle hierdie ding. Kom ons kry net ietsie om te knibbel oor. Yes, hy is al lekker goedjies hoor. Damn it. Dink mooi oor wat ek nou vir jou gaan sê. Ek sit en ek luister na 'n gesprek wat Ernst Roots met Jordan Peterson het. Hy Kanadees. En Peterson vra hom nou uit oor die boere. En Peterson, hy gebruik die woord boer aanhoudend. Roots sit daai hele onderhoud deur. Praat net van Afrikaners. Dan is hier mense wat vir my hier boodskappe stuur en sê, ek weet nou nie wat noem hy nou sy organisasie nie, Lex Patria of fucking something like that. Ja, hulle doen baie vir ons mense. Ek luister hier so man, volk. Hy doen niks vir die boere nie. Hy sal nie die woord boer gebruik nie. Selfde met AfriForum, selfde met Marula Media, selfde met die Truth Report, selfde met Willem Petzer. Daai mense is nie boere nie, dit is Afrikaners. Die ergste van alles is, 'n helse lot van hulle is fucking donkerster, lakkeie en aanbidders. Nou, kyk, ek het dit al meerder maal gesê. Mense, jy weet, kak my uit en sê ek verdeel die mense en ek weet nie wat alles nie. As ek vanaand vir lewe en dood in 'n loopgraaf moet ingaan, wil ek weet, die man aan my linkerkant en die man aan my regterkant is 'n boer. Ek wil nie saam 'n fucking Afrikaner in daai loopgraaf wees nie. Want hy gaan my in die rug skiet op die stadion. Want dis wat hulle doen. Hulle het dit bewys. Hulle kom en dan op hierdie groepe en dan blaas hulle die beeld like hell vir die Afrikaner en vertel van al hierdie wonderlike goed wat hy bou in universiteite en al die dinge. Ek sê vir jou boer, as hy Afrikaner so van sy tyd gebou het en jy moet opleiding kry of jou kinders moet opleiding kry, stuur hulle soontoe. Dis goeie instansies daai. Maar laat hulle nooit vergeet nie, hulle is boere. Gebruik daai Afrikaner fasiliteite, want baie van daai Afrikaners se mag en krag is gebou op boerebloed. Boerebloed. My een oupa se buurman se gronde. Die man was gevang in Salon toe gestuur en die vrou en kinders is almal dood in die konsentrasiekamp. Na die oorlog, die fucking Afrikaner, daai plaas gekry. My oupa se huis, se stoep, het na sy grensdraad toe gewys wat omtrent so, seker omtrent so, ek skat so 100 meter weg van die huis al was. En daai ander boer se plaaspad het daar langs die lyndraad afgekom. As daai man daar verby gery het, my oupa sit daar op die stoep, en daai man ry daar verby, dan draai my oupa letterlik sy kop so weg. Toe vra ek hom op 'n dag, oupa, hoekom draai jy jou kop weg? Toe sê hy, ek wil daai man nie sien nie, hy's 'n joiner. In elk geval,
Toe kom daar die brande, soos maar op die Hoofveld, die veldbrande kom, en die bure kom help daar by my oupa se plaas, en hulle keer die brand af, en onder by die vleidam om, daar het hulle hom nou, jy weet, geblok gekry. En toe sy langs die vleidam op, en deur die draad, en in hierdie ou se gronde, en brand sy hele fucking plaas af. Ek vra vir my oupa, maar hoekom help julle hom nie? Toe sê hy, laat sy joiner pelle hom maar kom help, ons help. Nou, hierdie mense wat die Afrikaner vlaggie so vir my wil waai, julle moet nou een ding donders mooi verstaan. Ek weet wat julle voorsate gedoen het aan my voorsate. Ek weet van die wreedaardighede wat in die konsentrasiekampe gebeur het. Die ding wat baie min mense mooi verstaan, daar was heel wat van die konsentrasiekampe wat onder Afrikaner bestuur was, hoor. En Afrikaners het boermeisies en vrouens uit die kamp uitgevat en vir die Britte gegee om te misbruik. Dis wat hulle gedoen het. En dan is daar ook van daai vroue wat deur swartes misbruik is. Ons het groot geword as kinders, almal het daai liedjie gesing van Simbamba, Mama se baba. En ons het dit onskuldig gesing. En ons het gesing. Draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap sy kop, dan is sy dood. Sonder dat jy dink nie oor wat jy sing dit nie. En toe op 'n dag, toe gesels ek met 'n ou, en hy verduidelik vir my Simbamba. En toe kom ek tot die skok. Daardie vrouens wat misbruik was in die kampe, as hulle swanger geraak het, van daai meisies, as daai babas gebore word, dan het hulle daai babas doodgemaak, want hulle het geweier om basters groot te maak. Nou moet jy dink, wat vat dit van 'n ma om 'n kind dood te maak? Dis wat waardeur my voorsate gesit is. En dan dink hierdie fucking mense, ek moet 'n geneentheid hê teenoor hulle. En ek moet nou skielik saam met hulle staan, want hulle veg vir die hele saak. Ek het dit vir julle gisterand gesê. Die bliksem sien, hulle is besig om vas te draai. Nou spring hulle vir die internasionale ding wat besig is om dwars oor die wêreld te gebeur, die erkenning van, ek gaan dit nou maar in simpel terme noem, tuislande. Jy weet, kultuurgronde en so. Die wêreld begin daai dinge erken. Nou wil hulle skraap, want hulle het nie 'n fucking kultuurgrond nie. Die boer het kultuurgrond. Nou moet jy as boer hulle support in daai proses. Wat gaan in daai proses gebeur? Kom ons veronderstel. Hulle kry dit reg om kultuurgronde te kry vir die Afrikaner. Die boer sal altyd 'n second-rate citizen onder hulle wees, want hulle kyk op jou neer. Hulle beskou jou as 'n minderwaardige ding. Dit is die groot ding. Ek het op daai groep vir daai ouens reguit gesê. Ek is 'n boer. Ek is niks anders nie. Ek is 'n boer. En as jy my kultuuridentiteit nie erken nie, fok of sommer nou. Ek sal nooit enigsins met hulle op enige vlak saamwerk, voor hulle nie amptelik in die openbaar my kultuuridentiteit erken, my kultuurgeskiedenis respekteer vir wat dit is en ophou om my kultuurgeskiedenis vir hulle fucking toe te eien. Wat doen hulle? Onteiening. En dan die volgende stap. Nou gaan julle lag. As hierdie Afrikaners dan nou kom en regtig groot om verskoning vra vir hulle fucking wangedrag deur die eeue, dan sê ek, okay, hoeveel gaan julle ons betaal? How's about reparations? Vat 'n koffie op eie. Ja, Kwadasie, ek het dit vandag in daai groep gesê, die grootste fout wat jy kan maak, is om 'n boer te probeer identifiseer en koppel aan taal. Dis al wat die Afrikaners het, is hulle gebondenheid aan die taal. En nou is dit vir my fucking amper hilarious hoe toegenee hulle nou raak oor die taalding om meer volgelinge te kry. Dis fucking pateties om die minste daarvan te sê.
pateties. Ek sê vir jou, ek is 'n boer. En ek sê dit vanaand vir julle. Briekmerke is actually die enigste kanaal wat onbeskaamd en onverstoorbaar vir die boer staan. That's it. Staan vir die boer. Briekmerke doen dit. Ja, ek vat shots vir dit. Julle ken my, ek lag maklik en sê, fuck off, man. So, in elk geval. Jy sien Barry Mellor, hulle was baie fucking clever. Ek probeer nog uitvind, wie was die breinkrag agter die 1913 afkappingsdatum? Jy mag nie grondeise insit vir voor 1913 nie. Wie was die argitek van daai kak? Wat vir my verstommend is, die Zulus wat ek mee praat, sê vir my, hulle weet waar is die boergrond. Hulle ken die boergrond. Hulle konings het daai grond vir die boere gegee. Swazies ook. Hoekom dink julle die Swazies se eis ingesit vir hierdie stuk hier van waar ek nou is en om tot hier by Burgersfort, Leidenburg verby daai deel. En die Swazi koning het daai grond vir die boere gegee. Nou sê hulle ja, die fucking ANC wil dit steel, hulle wil dit teruggee. Maar ek bly by my vermoede dat die land gaan opgebreek word. Die Amerikaners gaan die Kaap vat, wat ewer stuk van die Kaap hulle wil hê, gaan hulle vat. Die Russe gaan KZN vat. Ek dink is 'n deal wat klaar gemaak is tussen Trump en Putin. En die Chinese gaan die buffer wees tussen die twee. So, dis wat ek dink wat hier gaan gebeur. En daar's baie tekens, so dis eintlik wat aan die gang is. Die groot ding is, daai opbreek kan nie gebeur, solank daar 'n sentrale regering is nie. Tensy daai sentrale regering die opbreek doen. Maar as daai sentrale regering collapse, dan gaan die opbreek amper, ek wil nie sê outomaties nie, maar amper natuurlik gebeur. En dan gaan daar 'n klomp ouens soos wat in die kak gaan. Die ouens wat hulle in die gebiede, die bondgebiede bevind, gaan helle. Want die kriminele bendes gaan daai gebiede beheer. Dis al die stedelike. Dis wat ek dink wat gaan gebeur hoor. Maar as jy kyk na die manier waarop die Amerikaners en die budgies te werk gaan met hierdie ANC. Hulle is van plan om die ANC te vernietig hoor. As die ANC vernietig, collapse die regering, that's it. En dan gryp elke ou sy stuk. Nico Skeepers, ek het al oor daai kak gepraat. 'n Ou het my gekontak en gesê, Colyn, ek sal jou borg met alles wat jy nodig het. Gaan praat met Putin. Sê ek van, wel kyk, ek het nogal warm connections, nou nie windgat wees nie so nie. Ek dink ek het nogal 'n goeie kans om dalk met hom 'n gesprek te kry. Maar nou sit ons al ons hier rivier en visvang en braai vir kom vleisie en dan sê hy nou vir my, okay, maar ek wil julle ouens help, maar met wie moet ek praat? Fuck let, gooi vir ons nog 'n dop hoor. Jy weet mos so goed soos ek weet nie. Jy weet nie, niemand van my weet nie. Nou die groot voordeel wat ons met die Russe het, is 'n groot blok van die Russe, is ook maar boere. Hulle is daai tribe daar. Dis hoekom ek totaal gekant is teen hierdie konstrukt van die boervolk. In elk geval, ons is 'n boerstam. En daai Putin is 'n boer. En ek dink hy verstaan baie beter wat hier aangaan as wat baie ouens dink hy verstaan. Die ding wat my nog die hele tyd moerig het, is hierdie Afrikaners met hulle fucking groot bekke van hoe fucking hulle nou veg vir ons regte en ek weet nie wat se kak alles nie. Nog nie een afvaardiging was in die Kremlin nie. Kan ek vir julle sê, hoekom gaan hulle in die Kremlin toe nie? Hulle is bang die Kremlin help. Ja, Jaco Smit, ek stem 100% met jou saam. Hy sê die opdrag om die bloedlyn suiwer te hou is nooit eerbiedig nie. Laat ons die boerebloed nou uiters suiwer hou. Een engel het 185.000 lyke nagelaat. Ek sê vir julle weer vanaand, ek gaan nie compromise op my boeridentiteit nie. Ek gaan dit nie doen nie. Vir 70 jaar was ek bedrieg. Toe my oë oopgegaan het vir daai bedrog, was ek, soos wat ek like om te sê, die hoppende fucking gewees. En 'n ou het een aand vir my gepraat en so. Toe sê ek vir hom, jy weet wat is een van hierdie Afrikaners se grootste fucking probleme met my?
Hulle titels en hulle range en hulle kak kan my nie intimideer nie. Hulle kan nie. Ek voel fokol vir daai. Vir my gaan dit oor wat doen jy? Wat sê jy? Wat is jy? En ek sê, ek is 'n boer. Ja, en van die kommentators het probeer, jy weet, kak opmerkings maak oor ek het nou maar net onlangs uitgevind en so. At least het ek uitgevind. Maar die feit van die saak bly, ons as boere, moenie ons kwel oor die nommers nie. By God tel nommers glad nie hoor. Ons moet onsself kwel oor die vrugte van die Gees. En ek sê weer vir jou, God is in jou. Moenie dit vergeet nie. Hy is in jou. Nou moet jy besluit of jy vir hom 'n goeie tempel gaan wees. Moenie dit vergeet nie. Hy's in jou. En moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Dis 'n magtige wapen. Kyk wat het hulle gedoen tydens die pestilensie met vrees. Het die mense hulle arms gehou. En daar's dokumente wat ek julle gewys het, die fucking budgies sê het al vir hoe lank, dis hoe hulle dit gaan doen. Kyk, ek wil vir julle sê, ek het wille video's oor daai donkerster se binnewerk. As ek dit hier wys, is my kanaal fucking gone. Ek weet dit nou al. Sal dit nie waag nie. Maar die feit van die saak bly, jy wat vir my luister, jy hoef nie te vrees nie. Maar kyk, as jy agter hierdie fucking toutjies, oudjies aan hardloop en so het jy kak hoor. Ek is jammer om vir jou te sê hoor, maar jy kak ou man. Ek gee nie 'n donder om hoe jy dit wil verduidelik nie man. Ek gee nie 'n moer om hoeveel referate jy vir my wil skryf nie. Jy's gefok. Dis die ding. Jy weet jy wat een van die groot fucking probleme. En baie min mense wil dit raak sien. Hierdie donkerster bliksems misken dit. En dan kom sit jy agter jou keyboard en wil jy vir my 'n fucking lang referaat tik met die toutjies wat jy in jou fucking belt aan. Jou moerende mandjie ou maat. Jy is die Satan, jy is een van die Satan se disippels. Daar is ons verlosser. Hulle ontken dit. En dan gaan hulle nog te kere en hulle maak verskriklike fucking uitlatings oor wat met hom op hierdie oomblik gebeur. Hy kook in 'n pot vol kak in die hel. Hoe kan jy as 'n boer na 'n fucking tolk luister wat sulke kak verkondig? Hoe? Dan wil ek jou vra, as 'n boer, hoe kan jy daai donker ster ondersteun, waar hulle die kinders doodmaak by die honderde? Hoe? Jy's nie 'n boer dan nie. Jy is dalk Afrikaner, waarskynlik, ja. Maar ek het vanaand 'n klomp goed gesê wat ek weet, waaroor 'n klomp ouens my gepraat. En ek sê vir julle nou, daar's 'n paar tekens hoor. Daar's 'n paar tekens wat jy moet mooi voorop lê. Die eerste ding, as daar 'n Torah naby die hele storie is, weg is. Daai Torah is deel van daai hele boekeversameling van hulle wat, daai ander ding, wat noem hulle hom, wat is daai ander boek? Wat net ek die boek se naam vergeet, in elk geval Satan boeke. In elk geval. Hulle is alles deel in dieselfde familie. En dan gaan kyk jy in detail en fyn detail, jy begin luister. Wat is hulle uitsprake rondom Jesus? Dan dink jy, dan moet jy fucking begin dink hoor. En ek sê vir jou, hulle loop tussen ons rond met vroom gesiggies, maar hulle is die Satan se disippels. En ongelukkig byt hulle daai een ding uit van die boer wat hom verskriklik kwesbaar maak. En dit is die boer se byna sy onvervreemde genetiese aantrekking vir die skepper. En dan massage hulle dit net so mooi en buig het net so effentjies en sit hulle hom op 'n flightpath hel. 'n Boer sal nie in die kerk opstaan as 'n predikant daar staan kak kwyt raak. Sal 'n boer nie opstaan en sê, "Wow, stop daai kak nou. Wat het jy nou gesê?" Nee. Hy sit en kook in daai bank en hy loop daar uit en dan as hy buite kom wil hy sy bakkie se toubaar afbyt van bebliksemdheid. Maar hy los hy fucking tolk dat hy wegkom met sy kak. Dit is die probleem waarmee ons sit.
'n groot fok. Hulle misbruik daardie inherente respek vir die Skepper. So jou eerste ding, as daar 'n Torah naby is, gee pad. Die tweede ding, wat luidkeels openlik hoorbaar is, as hulle met daai wille name kom. Ek gaan nie een van daai fokke name noem nie. As hulle met daai name kom, moet jy dadelik weet. Dat ek skuif, papa. Mense stuur vir my liedjies en mooi, jy weet, daar's mos nou baie van hierdie AI liedjies wat gemaak moet word. Dan sit ek en luister weer en dink, ja, dit is nogal nice. En dan, hier is sy naam. Klik ek weg. Ek wil van daai name niks weet. Want in Openbaring sê God, niemand ken my naam nie. Hy sê dit daar. En dan kom hierdie touwtjies bliksems, sterrbliksems, en dan hulle jou moerse verduidelikings hier uit, ek weet nie waar hulle die versies en goeders oor ons uitgrou nie, waar hulle jou fucking verduidelik. Dit wat God sê in Openbaring is, okay, fuck, maar jy is slim. En dan is daar van hulle wat so fucking arrogant is, dat hulle dit openlik vir jou sê, as jy daai naam gebruik, dan praat jy met die regte entiteit. As jy nie daai naam ken nie, is jy verloor. Sê ek, luister hier fokker, is nie dat ek nie daai naam ken nie, ek wil nie daai fokker naam ken nie. Maar nou ja, dis ek, sê vir julle wat ek is. Glo vir my vry, 'n klomp tolke het my al probeer aanvat hoor. Julle ken vir my, julle wat my kanaal gereeld volg, ken vir my. Ek gebruik fok of soos leestekens. Die grootste voordeel is, as ek vir jou gesê het, fok off, is daar geen ruimte vir 'n misverstand nie. Niks. Maar jy vloek, en sê ek, man, fok jou, gee vir my 'n definisie van vloek. Kan hulle nie. Dis twee goed dat ek op die kanaal glad nie toelaat nie. Godslastering en praat onder vrouens se rokke in. No go. In elk geval. Laat ek nou maar sien. Drink jy 'n koffiekie, dan kry ek die laaste. Kom ek kry die laaste goedjies hierin. Ja, Erhard Stroe raak nou 'n ding daaraan wat ek net vir julle sê. Alhoewel ons as boere hierdie alleenlopers is, hierdie njallas is. As die kak die fan slaan, kan die boere baie vinnig by mekaar kom en dan is hulle 'n ding wat jy nie meer te doen wil hê nie. Gaan vra vir die fokke Engelse, hulle sal vir julle verduidelik. Ek het al hierdie vertel, my oupa Servantyn het die oggend opgestaan, Spens toe gestap, 2 slope gevat, 1 vol biltong gegooi, 1 vol beskuit gegooi, sy salsakke gepak, sy Mauser gevat, en toe stap hy uit. En toe stap my ouma saam met hom en sê vir hom, Koetjie, en wat nou? Toe sê hy, nou het hy Engelse te ver gegaan. En toe klim hy op sy perd en hy ry Magersfontein toe. Hy het vir my vertel, daar by Magersfontein na die slag, sit hy daar met 'n paar jong seuns. Hy sê hulle is 14 jaar oud en 15 jaar oud. Hulle is verbuisterd oor die hoeveelheid mense wat hulle moes doodskiet daai dag. Hy sê daai kinders sit en huil daar. Hy het hom vir hulle mooi gepraat en vir hulle gelees en vir hulle gebid en vir hulle moed om gepraat en vir hulle gesê, julle het gedoen wat julle moet doen. Julle het nie 'n keuse gehad nie. Hierdie is op julle pad gesit. Julle het gedoen wat julle moet doen. Moenie laat dit jou lewe word nie. Sien dit as 'n job wat agter die rug is. Nou gaan. En jy weet, dit het ek al baie gesê. Die boere het ook nooit hierdie moerse parades gehou en sulke goed nie. Daar by Magersfontein toe hulle verby is, alles oor is, toe klim hulle op hulle perde en hulle fok of terug na hulle plekke toe. Dit is hoe die boer is. God het ons so gemaak. Dit is hoekom ons kan oorleef. Dit is hoekom ons nie uitgewis kan word nie, want hulle kan ons nie op 'n hoop jag en uitswipe nie, jy weet. Hulle moet kom fok in 1-1. En dit is 'n groot ding daai. En ek sê weer vir julle, moenie vrees nie. Sit jou hand in die hand van die Skepper en laat dit in sy hande. Stap saam met hom, moenie dat hy saam met jou moet stap nie, man. Stap saam met hom. Hy ken die pad. Hy het jou pad bepaal. Dit is wat belangrik is. Moenie oor hierdie nommers ding worry. Dit is nie belangrik nie. Nommers het nog nooit getel by God nie. En jy weet, ek het een aand met 'n Zulu gepraat. Toe vertel hy vir my, sy oupa het hulle vertel, die mense wat by Bloedrivier was, sê,
toe die son die oggend uitkom, toe dit begin lig word, die son kon nie reg uitkom, was baie mis gewees, maar toe dit begin lig word, toe sien hulle op die rande, dis nou, as jy die Bloedrivier ken, so jy weet waarom as jy nie ken nie, maar tussen Bloedrivier en Dundee is daar sulke rande. Hy sê, toe staan daar op die rande honderde perde met ruiters op, wat in blink klere is, aan die agterkant van die laag. Dan kom hierdie ouens en dan kom hulle vir jou verduidelik, jy weet, dan kom rationaliseer hulle mos nou weer, en dan vertel hulle jou, ja, maar dit is die lanterns op die sweepstokke wat die Zulus laat worry het, en so voort. Maar 'n Zulus se oorlewing vertel 'n ander storie. Ek, as Colleen, is meer geneig om daai Zulu se storie te glo. Want ek het mos die uitkoms gesien, as hierdie ouens het probeer rationaliseer. En dis nou van die topic af. Dis presies wat ek nou beleef het, weer, met my pad met die kanker. Die eerste diagnose was duidelik, aggressive invasive, en die CT scan het gewys, hoe die ding in die vet om die blaas gegroei is. Die tweede patologie verslag sê toe, low level, localized. En ek vra die uroloog, hoe werk hy nou? En julle moet nou onthou, ek het vir die eerste uroloog, toe hy nou my die doodsvonnis gee alles, en toe hy nou toe vra ek hom pertinent, en my kind het dit op band hoor, vra ek hom pertinent. As ek niks doen nie, wat gaan met my gebeur? Sê hy vir my, so 6 maande, dan gaan jy in helse pyn ingaan, waarvoor daar nie medikasie is nie. Jy gaan beheer verloor oor jou blaas en jou rectum, jy sal in doeke wees, en dit sal so 6 weke hou, dan sit verby. Nou, as jy na die tydfaktor gaan kyk, dan praat hy van Oktober sou ek in daai kondisie ingegaan het, en by November sou het verby gewees. Dit is as ek niks doen nie. Want die aanbeveling was 3 maande chemo, dan moet ek kom, dan sny hulle alles uit. Toe doen ek niks nie. Ek gaan toe maar na Jan toe, en Jan het my gehelp. Maar volgens die dokters het ek niks gedoen nie. Dis baie belangrik jy dit verstaan. Ek het niks gedoen nie. Sê ek vir hierdie ou, toe hy nou kom met sy storie in die MRI wys die blaaswand is perfek, as nou problems niks. Toe sê hy vir my, ja, maar die eerste ou, sy sampel was te klein. Sê ek, hoe groot was jou sampel? Toe sê hy, ek dink 16 gram. Sê ek, wel, kyk jy daar op die verslag daarbo, die eerste ou se sampel was 36. Toe sien ek, die liggies brand en die wielietjies spin met die hamster het gefok of, toe los ek het net dan. Gaan ek nie verder daaroor nie. Nou, hy probeer nou rationaliseer. Hoe die hel reverse die kanker? Ek het nou niks gedoen. Ek het nie niks gedoen nie, ek het God se apteek gebruik. In elk geval. Toe gaan ek nou mos weer. Waaroor ek nogal bedenkinge het, dat maar in elk geval ek is nou baie beter. Is vandag baie beter as ek gister was, dinge gaan reg. So, niks hou ons vir altyd niemand. In any case, toe kom hierdie patologie uit. Heeltemal 'n ander storieetjie, papillêre karsinoom, flou kak man. Sê ek van, okay, nou, hoekom ons van aggressive invasive by dit? Toe staan hy my net so, toe sê ek vir hom, luister, ek dink, jy moet liewers nie vir my sê nie. Want as jy nou vir my iets gaan probeer vertel, dan plaas ek jou in 'n posisie om kak te praat, en dit is on. Jy moet nou maar self dink oor dit. Dis nie wat ek kan uitgedink het of gedroom het nie. Jy het die goed uitgehaal. Daar is die patologie verslag. Jy het nou 'n keusepel. Jy moet nou jou eie oë glo of nie glo nie. Dis jou probleem, dis nie myne. In elk geval. Dis soos nou daai kak wat hulle vir jou probeer verduidelik. Hy Zulus is bang vir die lanterns op die sweepstokke. Selfde storie. Joiner, gaan rationaliseer raad tussen jou eie soort. Daar is hy. Grand Peddler, Talmud. Daar is hy. Nou hoor ek jy by die Joiner, praat hy sommer van 2 Jesusse. Jy kyk, hulle probeer altyd slim wees. By eers. In elk geval. Ek sê net vir julle, ek het 'n feeling. As die Amerikaners op die Iranese skiet, is daar die uitverkore volkie fucking Kubai. Hulle remnante sal fucking spat oor die aardkors so. Dis my feeling. Ja, jy's reg, Chris Verwy. So daai song change van vat jou goed en trek vir Herre.
Verander, dan vat jou goed en trek Afrikaner. Terug kolonie toe. Ja, Corne, dis reg. Terug by Liewe Jesus glo soos 'n kind. Dis die pad. Ja, Jonathan NDT, jy's reg. Dis hy Britte het daai hel op ons kom loslaat hier, en wat my die fucking net is, die was Afrikaners wat hulle gehelp het. Dit kan hulle nie wegpraat. Ja, Barry Mello, daar's baie stories oor, en dis mense wat my verskriklik fucking aanval oor my gevoel teenoor die bere. Maar Putin het in die laaste week, bietjie meer as 'n week, het hy en Lavrov duidelik gemaak. Hulle besef hulle veg teen satanisme en okkultisme. Dis waarteen hulle veg. Ek sê weer vir julle, luister mooi wat ek sê. Stop hierdie waansinnige soeke na 'n leier. Stop. Ons het 'n koning, maar hy het ons gemaak en hy weet as op die slagveld gaan, het ons 'n mens daar nodig. Hy sal daai mens daar wys. Ons sal hom dadelik herken as ons hom sien. So stop met die leiers ook. Ek het vir daai ouens vandag op daai groep gesê, julle kom met julle kak van volksrade. Wie die fok het daai goed gekies? Wie verteenwoordig daai goed? Ek weet nie eers van die bloody goed nie. Maar julle wil hier kom staan en dan moet julle wil julle vir julleself magte fucking toeëien wat daai ding vir julle gegee het. Wat so? Nee, ek was te moeren vandag. Ek sê vir jou, as 'n boer, as jy in jou hart vrede het met jou boeridentiteit, dan is dit genoeg vir jou. Die volgende ding is net, sit jou hand in die hand van die Skepper. Nie een van daai vreemde name wat hulle so rondgooi en lekker mee kry nie. Die Skepper van die hemel en die aarde. En ek het nou die dag, nie nou die dag, gister, sit ek hier en ek dink oor hierdie goeters. En toe kom ek tot dit, toe tref het my, ons moet miskien net probeer verstaan, dat as ons van God praat ons nie van 'n persoon nie, ons praat van 'n entiteit. En dan is daar nou mos baie mense wat nou vir jou baie stories vertel oor die entlike ding is maar die energie, wat ek 'n groot ondersteuner van is. En nou hoekom wil jy 'n entiteit 'n naam gee, 'n mensnaam? Why? Ek het in my hele kinderlewe nie een van my oupas of oumas wat ooit vir my aanhalings uit die Bybel uitgegee het vir my aanhalings gegee anders as uit die Psalms of uit Prediker uit. Ek het nog al die laaste paar dae baie oor dit gedink. Dan sit ek en wonder, why? En dan dink ek, het hulle nie instinktief geweet nie. Ek sê net vir julle, as ek en Talita daai goed gaan doen, ek sal dit gaan in elk geval net members only weet, want dit is diep. En so ek wil sê, ek werk aan hierdie video oor die erekode van die Friese. En ja, maar jy sal nie goeie aanklank by daai gesprekke vind as jy nie vrede het in jou hart met Genesis 1 vers 26 tot 28. As jy in jou wese jouself beskou as deel van daai streep, daai Adamstreep, dan gaan jy sukkel met daai gesprekke wat ek en Talita gaan hê. Want jy gaan nie die universaliteit kan kop nie. En dat jy kan verstaan, God is in jou. Ek het vir julle daai video gespeel van daai girl wat vir AI gevra het, as hy Satan was, wat sou hy gedoen het? Sy eerste ding wat hy gesê het, sê ek sal jou laat glo, God is buitekant jou, nie binne in jou nie. Nou ja. En ek sê weer vir julle vanaand hoor, hierdie storie oor die back and claw. Ek sal Dinsdag heel waarskynlik 'n onderhoud met Anton hê oor dit, dat hy mooi verduidelik. En hy sê net vir my, mense moet net versigtig wees. Baie van hierdie resepte wat so rondgestuur word, die goed is nie spesifiek nie. Hy sê, en dit is baie belangrik dat spesifiek is. Nou Anton is, hy is 'n groot fundie op die ding van die water, jy weet, die gestruktureerde water en so. En daardie behandelingsprogram van hom sluit in die water en
Ek het nou die ander produk vergeet wat hy bygee en dan die sout. En hy sê dis geweldig belangrik dat die mense daai goed in die regte sequence en in die regte dosering doen om die hoe noem hy dit? Maar in elk geval, kom ek noem dit nou maar die bioenergy sfeer van die liggaam reg te hou en so voorts. Ek leer op nou soeke fucking baie goed wat ek nie van probeer dit nie, jy weet. Ek probeer maar net dat ek nou net waak aan teen dat ek nou nie die kat in die aerial beet kry nie, jy weet. Maar ek sê vir julle, moenie vrees. Ek sê weer, as hy ding so fucking dodelik was, is wat hulle vir jou probeer vertel nou, né? As hy so dodelik was, dan was daar fokkelbeeste in Zambië en daar was fokkelbeeste in Zimbabwe en Mosambik en daar was fokkelbeeste in Noord-Natal en in die verre Noord-Transvaal. So daar fokkelbeeste gewees. As hy ding so rof is wat hulle vir jou sê. Maar hulle het mense opgesweep en met vrees en angs en propaganda en kak praat, wat ouens sommer hulle kuddes uitgeroei het. Anton het net vroeër vanaand voor ek begin het vir my duidelik gesê, jy moet mooi vir die mense verduidelik. Fok hierdie gedoodmakerry van jou kuddes hoor, dis nie nodig nie. So, ek sê dit vir julle. Moenie dit doen nie. Hulle is besig met 'n sataniese fucking plan, man. Hy sê dit Satan so. Hy verstaan daai ding nogal goed, lyk dit. Yes, julle gaan nou dink ek is breë en brutaal en kree en jy weet, ongepoleerd en so. Ek sê vir die Satan maklik, fuck off. Maklik. En die feit van die saak bly, julle moet verstaan, hierdie donker ster aanbiddery en assosiering is fucking gevaarlik vir jou. Geestelik is dit dodelik vir jou. Moenie dit vergeet nie. En hy oukie en sy bende gaan weer op my afspring en onder aan mekaar kwytraak. Hulle moet maar lekker kry hoor. Ek lag vir hulle gatte, man. Lag vir hulle gatte. Want ja, moet ek nie verder oor dit gaan nie. Ek raak nou rof. Ek weet Dorena, jy sê nou as Gates by onder se poort op die badjies te ver gaan. Fuck, wie gaan iets doen daaraan? Maar nou ja, ek het sien dat ek nou nie iets vitally mis nie. Julle sê ek is jammer dat ek so ver oor die tyd gegaan het. Jy's reg, Louis van Saden, ek gaan dit nou baie mooi net so op die skerm sit wat jy hier sê. Ons mensbrein is te klein en te dom om die almagtige Skepper Vader te verstaan of te beskryf en tog het hy ons so lief dat hy nie een van ons in die ewige verderf wil sien nie. Jy's 100% reg. En ek wil nie jy moet nou daai vreemde name gebruik nie, man. Jy's like, man. Ek like jou kwaai, fuck it, man. Daai naam maak my gaar hoor. In elk geval. Maar nou ja. Ek gaan nou vir julle, ek gaan die song wat ek gaan speel is weer Ek is 'n boer. En ek wil hê jy moet mooi na daai woorde weer luister. En luister, daai Bernard het die hele, kom ek noem dit wat dit is, disconfoculation, mooi saamgevat, baie mooi saamgevat. En vir julle wat grillig voel oor my gevoel teenoor die beere, op hierdie stadium van die wedstryd is hulle die enigstes wat openlik sê hulle veg die Satan en hulle veg die fokker soos dit is. Daardie mense is deel van ons volk. Ons is deel van dieselfde volk. En ek herinner julle aan Haile Selassie se woorde, waar hy sê, spirituality does not come from religion. It comes from your soul. In religion was veronderstel om jou spiritually te prepare. Maar korrupte mense het religion gemanipuleer in 'n beheerdogma in. En as jy spiritually connect met die Skepper, word jy deel van God se volk, 'n spiritual network. En daardie volk van God is vol stamme. Ek sien my in die boerstam in God se volk. Dis waar ek my sien. En ek wil julle graag almal daar sien, in elk geval. So ek gaan uitspeel met Ek is 'n boer. En voordat ek dit doen, kyk na hierdie prentjie en moenie vergeet wat het daar gebeur nie. Net daardie insident daar, nou nie alles nie, maar 'n helsel van die dogmatiek van die tafel af. En die kaptein sê, ja, dit is vir haar 'n lekker flight, sy het nou gaan luister, maar
Jy moes ook maar oplet op wat gaan aan voor haar, maar sy sê dit was 'n lekker flight, sy het dit enjoy, sien julle volgende Sondag. Die meisie sê nee, hulle het dit moerse enjoy, en sy sê ja, hulle voel nou maar half ontnuts, want hulle gaan van daai lekker goedjies huis toe vat, daarna die estate toe, hulle gaan môreoggend gaan hulle nou maar net daar op die kant bly staan en kyk hoe sweet die girls daai goed uithoor. In elk geval, ek sê vir julle net, moenie vrees nie, en moenie laat hierdie Afrikaners vir jou kak in die kop en spin nie hoor. Hulle het 'n moerse aandeel in ons geskiedenis gehad, en hulle aandeel in ons geskiedenis was hel. En niemand praat oor die dinge nie. Hulle praat nie oor dit. En ek sê nou vir julle, ek het net nou vir dit kwyt geraak en gesê. Eerste ding, hulle moet kom om verskoning vra. En as hulle nou klaar om verskoning gevra, dan sê ek nou, ja, okay. En ja, as op die reparations, julle bliksems vir die goed wat julle van ons gevat het. Maak 'n bietjie reg hierso. Daai een dink ek laat 'n paar ouens jump. We want reparations. Ja, sit terug en geniet hom. Afrikaner volk, een bloed, een geskiedenis. Fees en radio, liedere van eenheid so groot. Maar diep in my siel het 'n vraag begin broei. Wie is ek regtig onder al die vlae en name? Is ek deel van 'n storie wat iemand geskep het? Ek is 'n boer. Is jy uit die trekse stof, uit die vryheid se vuur, ek is 'n boer. Wie is jy? Nie 'n naam wat hulle gegee het, nie 'n masker vir mag, ek is 'n boer, met God se hart in my bloed. Vryheid bo alles. Wie is jy? Die Kaapse vir stemme en krag, monumente gesteel, geskiedenis verdraai, die trek word migrasie, die vryheid vergeet, maar die grond roep my naam, die ou republieke, die kommando, die Bybel, die onafhanklike geheer. Hoor jy die stem van jou voorgeslagte, retief en potgieter, nie pionier slawerne. Kies nou jou pad, moenie meer dwaal nie, word wakker, my broer, word 'n boer vandag. Ek is 'n boer. Wie is jy? Uit die veld se vryheid, uit die hemelse lig, ek is 'n boer. Wie is jy? Geen verwarring meer, geen vals eenheid nie, ek is 'n boer met die kruis en die grond, vry en seker vir altyd. Wie is jy? Ek is 'n boer. Wie is jy? Word wakker, word boer.
was hy. Word wakker, word boer. En regtig, let's praat van die middelgroep, tussengroep. Ek sê maar net vir jou, dit staan in die Bybel. Jy moet warm wees of koud, want as jy lou is, spoeg hy jou uit. So, dink oor hierdie dinge, dink oor dit. En ek, jy weet, hierdie wat ouens wat my wil aanvat, julle moet een ding baie goed. Ek het spirituele ervarings in my lewe gehad, wat ek nie alles deel met julle en so nie, want baie van die goed sal mense rattle in. Die ding is, ek het met hierdie kanker van my, fisies die pad gestap, en deur die hel gegaan, en beleef en ervaar, en ek weet, hoeveel het Jan gedoen, en ek weet hoeveel het God gedoen. En Jan was die instrument in God se hande. Hierdie uroloog was ook instrumente in sy hande. Want ek moes daardie ook doen, sodat ek vir julle kan 'n storie vertel, wat 'n hele storie is. Nie, ja, ek was op die land van die graf en toe drink ek 'n handvol pille en toe is ek reg. Dit beteken vir niemand enigiets nie. Dis hoekom ek so baie moeite gedoen het om my pad so mooi te dokumenteer. En glo julle vir my, ek is nou maar hierdie laaste stryd wat ek nou hier afgelê het, wat nou môre 2 weke sal wees, het ek maar weer meticulously gedokument. Nou, weet net nou die aand van my gesê, 'n vriend van my, hy is 'n dokter. Het my gesê, "Colleen, hierdie dokter sit 'n moerse probleem met jou. Jy hou te goed rekord hoor, in elk geval. Maar jy moet baie mooi verstaan. God het jou hier in die Suiderland geplant met 'n doel. En deel van daai doel was nie om te laat spat nie. Deel van daai doel was om vas te staan. Staan vir hom. Staan vir hom. Die Satan is in charge van die hele westerse wêreld. Jy kyk, hierdie Epstein ding. As hierdie Epstein ding nie vir jou genoegsaam bewys is, dat hier ontsettend magtig, sataniese magte in operation wat ons lewens beheer en beïnvloed. Dan sien ek weer swaarigheid hoor. Dit is fucking evil to the core. En ek sê don't engage. God gaan vir hulle uitsort hoor. Maar soos wat enige militêre strateeg vir jou sal sê, maak nie saak hoe jy strike nie, op 'n stadium, you'll have to put boots on the ground. Wees dan reg om jou stewels aan te trek vir die skepper, want hy het jou gemaak om een van sy vegters te wees. En jy moet nie vrees nie, want hulle gaan vir jou verlam met vrees hoor. Dis 'n ding wat hulle like om te doen. Hulle gebruik dit maklik. Maak jou lam met vrees. Net sommer so interessantheid. Net voor die show begin het iemand van my link gestuur van 'n ou. Ek het vir julle vertel deur die week van daar kom nou foto's en goed uit van 'n ou in Tel Aviv wat fucking hairy scary baie soos Epstein lyk. En ek het julle vertel dat hy lyksbesorger gesê het van daai foto van Epstein se lyk. Het sy gesê hy is nie dood nie. En kom ek kry nou 'n video. Gisterand het ek julle gewys wat George Galloway gepraat het oor die vrou wat nou op daai senaatkommissie per remote getuienis lewer. En toe ek julle die foto's wys langs mekaar, sê dis nie dieselfde vrou nie. Die neus is al klaar 'n giveaway. In any case, kry ek 'n video, wragtig het hulle in Toronto, het 'n ou die vrou gesien stap saam met iemand, en toe noem hy haar op die naam wat Epstein haar altyd genoem het. En toe stop sy en sy kyk vol. En toe vra hy vir haar, is jy Ghislaine? Toe sê nee, toe draai sy op. En daar, toe hy dit als op video, dis sy. Nou sê ek vir julle, as hulle ons met sulke kak kan bedrieg, en glo ons moet dit eet, waarmee gaan hulle nog kom? Ook en veel goed. My gewoonlike groet aan julle. Kyk in, kyk op, kyk rond. Boerieman.